Thank you, Jesus. Thank you for your sacrifice. Oh, somebody, we worship you. We glorify your name, Jesus. Oh, kom ons wag dit op die Here. Daar is 'n sagte gees hier vanoggend. Net of waar jy is. Nooi hom net in jou spasie in vanoggend. Ons gaan nou by die uitleg kom, ek weet klaar. Jenny, you can get that scripture ready. But I want a soft spirit here. 'n Sagte gees hier vanoggend. Van die beleef vanoggend. Soveel chaos in sekere omstandighede. Jy sit hier vanoggend rustig, maar jy weet God is besig. Jou lewe is besig om uitmekaar te val. Jou lewe is geskit. Ek wil vanoggend vir u sê, jy kan vrylik ontvang van God nou, net waar jy staan. God se vrede. Hy is 'n God van vrede. Hy is 'n God van hoop. Sometimes he's the God of chaos, maar hy is ook 'n God van orde. En vanoggend wil ek jou vra, net waar jy is, sê Here, Here, u sien my. U ken my. Hierdie chaos, hierdie omstandighede, wat die beter kry van my, gee ek vanoggend vir u. Net waar jy is. Van die woord van die Here sê, waar 2 of meer in sy naam kom, is hy daar. Ek het nie gekom om vanoggend na 'n man te luister of na mense te kyk nie. Ek het gekom om in teenwoordigheid van God te wees. En hy sê, ek is hier. Net waar jy is. Net waar jy is God by magte om iets vir jou te doen. Here, in die naam van Jesus bid ek vir deurbraak nou. In die naam van Jesus bid ek vir antwoorde nou. In die naam van Jesus, Here, bid ek vir wonderwerke. In die naam van Jesus, Here, bid ek nou dat die onmoontlike moontlik sal word in die lewe van die gelowige. Nou in Jesus naam. U is vandag 'n lewende God. U is nie dood nie. U lewe. En ek bid vanoggend nou daar in die naam van Jesus. U het reeds elke gebed gesien wat opgaan. En u doen u werk nou. Nou in Jesus naam. Nou in Jesus naam. Ek wil julle met vir my hierdie mikrofoon gou aansit. Jenny, just quickly. While the Spirit, I experience a soft, just share that word this morning. This morning, I was up quite early and I heard the sound of weeping in the spiritual realm. And I asked God what that was. And He says, Rachel's sadness turns to joy. A cry is heard in Ramah, a deep anguish and bitter weeping. Rachel weeps for her children, refusing to be comforted, for her children are gone. But now this is what the Lord says. Do not weep any longer, Amen. for I will reward you. Your children are coming back to you.
from the distant land of the enemy. There is hope for your future, says the Lord your Amen. God. Your children Amen. will come back to their land. Hallelujah. And I want to encourage every mom that's standing here and even on the broadcast. God has seen your tears and God is answering. And we call those children back Yes, Lord, in the name from of the Jesus. north, the south, the east, and the west. We call them Roep back. hulle, Here. Come back to the God of your mother. roep hulle, Here, in Come die naam back, van come Jesus. back, come back, Ons roep hulle in come die naam back. van Jesus. In Jesus' name. Amen. Moeders, ek wil hê vanoggend moet julle by die naam noem. Vader, ek bid vanoggend vir herstel, verhoudings tussen seuns en paas en moeders en kinders in die naam van Jesus. Daar was 'n woord uitgegee laasweek Sondag that the prodigals will return. Staan vas op daai woord. Daai woord was nie vir my nie. Daai woord was vir die gemeente. Daai woord was vir jou. That the prodigals return. Dat herstelwerk sal gebeur tussen pa en seun, ma en dogter. Here, ek dank U vir oggend. Vir die herstelwerk. Nou, Johan. God sê eenvoudig, glo en jy sal ontvang. Glo. Dat God 'n werk vir jou sal bewerkstellig. Dat God iets vir jou sal doen. Wanneer ons in geloof stap, moet God vir ons beweeg. When we walk by faith, God must move. En al wat jy moet doen is daar in jou bank sit en sê, Here, ek glo, ek neem dit. Want hoekom anders is jy hier vanoggend as jy nie glo in die krag van God nie? Die krag van God word nie net van hier bo af. Dit word nie bepaal van bo af nie, dit word bepaal deur jou geloof vanoggend. Lord, let the prodigals return. Amen en amen. Jy mag die sitplekke neem vanoggend. Halleluja. Ons aanbid die Here. Dankie vir die musiekspan. Naomi, bly net 'n rukkie. Julle het my gebless vanoggend. Ek wil vir julle vanoggend sê, dis nie 'n maklike bediening nie, nê. Maar ek is so bly vir mense wat uitverkoop is aan dit. En vanoggend ook so luister terwyl ons so lekker aanbid en lofsange sing. Toe dink ek vanaand aan gister hier by John Barrable op die fees. En hoe mense baljaar en skree en hande klap. En nie enkel sal kla oor hoe dit klink of enigiets nie. Hulle geniet hulle self vir dit van die wêreld. En ek sê dit vanoggend liefdevol. As ons maklik daar hande kan klamp en sing, hoekom nie vir die Here nie? As die musiek so hard kan wees, want ek is so 3 blokke weg van John Barrable af, en die vele wat in hierdie area bly, kon almal hoor toe die, wat sy naam, die sing, Get Your Move On. Wat sy naam, Tilla? Bernice West en al die mense, nou, ek ken hulle nie. Die dame wat by ons hier, ons het 'n woonstel wat ons uitvier en sy werk vir Remax. Sy was so opgewonde daaroor, sy stuur toe vir my die hele program. En gister 11:00 of dit was Lia het gesing. Ek ken haar nie, maar ek weet dat sy gesing het want ek het na die program gekyk, want toe ek 11:30 buite loop en ek sing, en ek luister, kyk ek gou toe op die program en ek sê, okay, Lia sing nou. Maar dit was obviously 'n groot fees. Maar kinders van die Here, ons het elke rede om van God vanoggend fees te hou.
En as ons 2 of 3 liedjies sing, wat ons baljaar en George speel daai dromme, prys die Here vir dit. Ons moet leer om God te aanbid. Ons moet leer om vir hom dankie te sê. Sometimes you just need to praise God to get out of that situation. Amen. Moenie dat die duiwel van jou kom steel nie. En ek sê dit want ek voel in my gees, miskien met 1 of 2 van julle dit hoor. Ons het God lekker aanbid en geprys vanoggend. Amazing grace. Ek ervaar net Jesus hier. Kom ons aanbid hom net 'n bietjie. Ek wil vir jou sê, die wêreld sal vergaan, maar die een ding wat jy vanoggend het, wat staande sal bly, wat niemand by jou kan wegvat nie. Geen omstandigheid nie, geen ekonomie nie, geen regering nie, geen load shedding nie, is die feit dat jy vanoggend deur geloof 'n bloedgewaste kind van God is. And nothing can change that. En vanoggend moet jy dalk net 'n geleentheid vat om te sê, Here, dankie vir die wonderlike gawe en geskenk om U te ken. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanoggend. Halleluja. Woo! Praise God, 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 praise God. Vader, ons nooi in hierdie plek vanoggend. Ons wil nie kerk hou as U nie hier is nie. Ek bid vanoggend, Here, dat U waarlik in die krag sal opdaag. We want to see your glory. Here, ons is so reg. Ons harte is oop, ons is so reg. We are so ready for the move of God in our lives. Here, dankie. Ons herinner U aan elke woord wat gespreek is oor hierdie gemeente. Here, ons maak onsself reg vir herlewing. Ons sê ja en amen vir dit. In Jesus naam, amen en amen. Dankie Naomi, amen. Is dit nie lekker om die Here te aanbid volgende? As jy dalk volgende getwyfel het voor jy gekom het, dan het dit net bewys dat jy op die regte plek is. Amen. Asseblief bly daar. Vanoggend is so besonder, want ons eer vanoggend moeders.
En ek is ook bewus van ons eer moeders wat 'n moederfiguur was in ons lewe. Ek verstaan vanoggend en ek het begrip in die feit dat nie almal van ons die voorreg dalk het om 'n moeder te hê nie. Maar God is wys genoeg en lief genoeg om iemand in jou lewe te kom gaan plaas het wat 'n moederfiguur is of was. Ek verstaan ook vanoggend miskien het van u moeders al afgestaan in die dood. Maar dit bly powerful. Dit is so ingegrond in ons lewens. Ons bestaan, ons ken nie 'n bestaan sonder 'n moeder nie, of 'n mamma nie. Waar is my ma? I love you. Waar is my ouma? Dis vir haar gebede wat ek vanoggend hier is. Sy was al 'n deel van hierdie gemeente, ek het nie die Here gedien nie, maar sy het gebid. En so die feit dat ek vanoggend hier staan is 'n wonderlike getuienis van haar geloof ook. En ek is dankbaar dat sy dit kan sien. Dat God vir haar die gawe gegee het en die blessing gegee het om dit te kan sien. Maar ons eer vanoggend ons moeders. Ons hartse punt, dit raak in die hart. Maar miskien vanoggend raak dit ook sekere areas van seer. Maar dit bly belangrik. En dan het ons aan die een kant die tafel. Braailie, baie dankie. Tannie Anet, dankie vir julle moeite. Ons het spesifiek dit so mooi gemaak dat dit die middelpunt is van vanoggend. Hierdie verwys na die kruiswerk van Jesus. Dit waar ons gesing het. Sy werk van vergifnis, sy werk van vrykoop, sy werk van verlossing. En wanneer jy na hierdie tafel kyk vanoggend, dan moet jy weet dat niks op hierdie aarde, niks wat jou gaan toekom, gaan ooit dit verander dat jy verlos is, vrygekoop is. That you are dearly loved. Ekskuus, ek plan net 'n bietjie met hierdie ding. So ons het die tafel en ons het ons moeders. En terwyl ek so voorberei, voel ek wil vanoggend die twee kombineer. Dis een boodskap. In English they say both are a big deal. Ek dink ons vat dit van selfsprekend. We take it for granted. It's in moments like this when I take for granted who my mom is. So op Moedersdag wat ek vir haar vinnig skarrel en vir haar goedjies bymekaar kry, nê. Nee. Ja, I confess, daar hoor julle dit. Vir my bid. En dit is op nagmaal wat ons weer herinner word aan die kruis. Wanneer eintlik dit it's a golden thread wat moet deurloop in ons lewe. Maar as jy moet gou kom terwyl ek die preek, moet net vir my dingetjie kom vasmaak asseblief. Hierdie gaan nou afval, maar ek wil met hom preek. Ons maak dit maar werk, 'n boer maak ons 'n plan. Jy sien ek het 'n baard hier, so lekker hom hier vasplak nie. Plak hom vas, maak hom groot, go for it. Hulle gaan afloop op my fokus nie, hulle fokus is op die tafel. Maak hom vas. Ek wil nie sukkel volg nie, die duiwel gaan nie vir my steel nie. Daar sê. So aftershave wat hom al. Dankie champ. Okay. So ons het die tafel en ons het ons moeders. As jy dink aan Jesus se kruisweg, sy kruiswerk, hierdie is die crux, dis die klimaks van sy bestaan. Die Bybel sê vir ons, Jesus het 40 dae na sy opstanding nog homself aan ons gewys en sekere wonderwerke gedoen en ek dink die Bybel praat nie van alles nie. Maar die klimaks van Jesus se bestaan is hier in hierdie tafel. Sy vergifnis, sy werklike daad, sy verlossing, sy liefde. Hy het die wêreld gekoop hier, hy het vir jou en vir my gekoop. Die klimaks van sy bestaan, dit was die einde van sy journey. En dan dink ek aan moeders vanoggend. Maria, in die skoot van sy moeder was die begin van sy aardse bediening. Ek lees gou vir u. Psalm 139 vers 13. Sit dit gou vir my op. Dis die volgende slide. Hy sê, u het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Elkeen van ons, dit was die begin
van waar ons vanoggend hier sit, het ons begin daar. En dan sê hy in Lukas 1 vers 41, die volgende ene, en hy praat van waar Elisabeth met Maria kom. Elisabeth is Johannes die Doper se moeder. Maria het nog net gehoor sy swanger, en Maria kom na Elisabeth toe, en wat gebeur? Toe sy hom groet, toe spring die baba in die skoot van sy moeder, en Elisabeth is gedoop in die Heilige Gees. Wat gebeur? Jesus is in die skoot van sy moeder Maria, en klaar doop by Elisabeth in die Heilige Gees. His ministry started in the womb of his mother. Woo! Hierdie is die kruks, die klimaks van Jesus se lewe. Maar moeders vanoggend, Jesus se moeder was die begin van sy aardse lewe. En die eerste groot werk doen hy reeds terwyl hy in die skoot van Maria was, terwyl hy gewewe was en gemaak was. En ek dink toe vanoggend, wat het Jesus en sy moeder in gemeen gehad? Toe Jesus gekruisig was, op die kruis, wat het hy gedoen? Hy het vergewe. Deur sy 33 jaar op aarde, terwyl hy leef en met mense te doen gehad het, het hy geweet, maar jy is my skepping. Jy is my skepping, en elke dag het hy iemand vergewe. Elke dag het hy iemand lief gehad. He had a lifestyle of forgiveness. Wat gebeur met Maria? Toe Jesus op die kruis is, en hy sterf, toe begin haar lewe van vergifnis, tot die dag van haar dood. Sy moes 'n leefwyse van vergifnis leef. Nie net 'n once-off, verskoon my Engels, 'n once-off vergewe en dan môre weer. Sy het wakker geword, sy het geleef, sy het aanbid, sy het gevolg. Sy moes vergewe. En die deurlopende tema vir oggend is vergifnis. Charisma Kerk, glo u vanoggend dat God herlewing wil bring in hierdie gemeente? Glo u vanoggend dat God herlewing wil bring in Benoni? Glo u vanoggend dat God herlewing wil bring in Suid-Afrika? Ons sê ja, Here. Bring herlewing. Ons is reg vir herlewing. Ons is reg vir die onmoontlike om moontlike te word. Ons is reg vir die wonderwerke om plaas te vind. Here, bring die dooies dat ons hulle kan oprig. Nou weet ek van die wat hier vanoggend kuier, dink ek, yes. Ek wil vanoggend vir julle sê, baie mense leef en beef vandag. Hulle gaan werk toe en terug, hulle kyk TV toe en hulle kyk TV, gaan kerk toe, betaal hulle rekeninge, maar hulle is dood. Yes. En God sê, rig die dooies op. Here, bring herlewing, laat die blindes weer sien. Baie mense leef vandag, hulle het oë, maar hulle sien nie. En ons sê ja en amen vir herlewing, Here. Ons sê ja en amen. Vul hierdie dienste. Ek dink gee my maar liewer hierdie ander mikrofoon. As ek kan. Pierre, het jy geweet jy gaan so baie op hier verhoog wees vanoggend? Dis reg, los dit. Dankie Pierre. Ons sê ja vir herlewing. Ons koop in. Ek dink die deurlopende tema toe ek hier begin het en almal ontmoet het en die bestuur ontmoet het was next level. Nou moet julle sê amen. Julle het dit toch vir my geleer. Here, vat ons na die volgende toe. En ons sê, Here, ons is reg. Bring herlewing. Ons is reg vir herlewing. Lang genoeg, Here. Ons soek 'n seisoen van herlewing in ons lewens, in ons huwelike, in ons skole, in ons huise, in ons harte, in ons gemeente, in ons gemeenskap. En God sê, maak jouself reg. Wat was sy woord laas week?
Maak jouself reg vir jou erfborsie. Maak jou gereed. Ons raak opgewonde aan die El sê, yes. En God sê, ek begin nou. En jy sê, Here, waar's dit? Where are the signs and wonders? En God sê, ek begin. Deur jou hart van klip eers 'n hart van vlees te maak. Ek is reg, ek staan in die deur. Ek klop reg om te doen wat ek wil doen en moet doen, Ronaldo, maar eers wil ek jou hart moet vergewe. Dan sê, Here, hoe nou? We are geared, ons is reg. Ons soek wonderwerke, signs and wonders, en God sê, dis op pad. Maar die sleutel tot herlewing vanoggend is vergifnis. En daarom praat ek vanoggend met jou oor vergewe en herlewe. Dankie. As een persoon hier wat opgewonde daar is. Vergewe en herlewe. Ons kan nie herlewing praat en vra dat almal inkoop totdat God nie met ons werk nie. Here, 'n seisoen van herlewing. Ek wil vanoggend vir julle lees uit Matteus 9. En dan wil ek vir julle verduidelik en wys hoe die woord van die Here en Jesus se bediening die onmoontlike, die wonderbaarlike, die kragdadige was deel van Jesus se lewe omdat hy vergewe het. Nou ek weet vanoggend sit jy hier. En ek self 'n mens, ek self skuldig aan. Daar is sekere grys areas, daar is sekere areas waar ons sê, Here, hier moet ek nog aan werk. Aan hierdie gedagte moet ek nog aan werk, aan hierdie persoon. Jy kan tog nie vorentoe beweeg as daar nie vergifnis is nie. Waar? Is daar enige mens vanoggend wat in hierdie godsgebou sit en sê, ek is al seer gemaak? Kom nou, ons is mos deursigtig. Is daar enige iemand in hierdie godsgebou wat sê, as ek eerlik is met myself, is daar nog seer? Sit jou hand op. Dis vir jou. Dis vir ons. Matteus 9. Vers 2 tot 6. En hier kom Jesus en hy's besig om te leer. Kapernaum. En soos ons hom ken, is daar 'n skare mense by hom. En he's teaching wisdom. En hy gee vir hulle kos. En hulle staan verwonderd oor hierdie man, oor wat hy praat en wat hy sê. En dan kom maar 4 vriende. En hulle wil deurdring. Want hulle het 'n pel wat verlam is. Hulle het 'n pel wat verlam is. Hulle sê, hulle moes boere gewees het, want 'n boer maak 'n plan. Maar toe sê hulle, ons kan nie hier deurkom nie. Ons moet maar op die dak klim. Kyk, hierdie ouens was innoverend. Probeer net in jou gedagte dink hoe om iemand wat verlam is, hoe op 'n dak te kry. Dis nie net van klim op die dak nie, daar moet 'n leer wees, daar moet 'n plan van aksie wees, maar nie te min, dis nie waaroor ek wil praat nie. Maar die Bybel sê, Jesus sit daar, besig om te bedien, en hier kom 'n man deur die dak. Powerful. En dan sluit ons hier aan. Matteus 9 vers 2 sê, en hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê, na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Skrif gaan aan, hy sê, en sommige van die skrifgeleerders het by hulle self gesê, hierdie is nou die religious mense.
the Pharisees wouldn't see and couldn't see and don't want to see. Hulle het vir hulle self gesê, hierdie man praat godslasterlik. Hierdie is mos nie reg nie. Ek wil vir jou sê, wanneer Jesus jou vergewe, gaan die duiwel jou aankla. Die duiwel wil nie dit hoor nie. Hy gaan en hy sê, en toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker, om te sê die sondes is jou vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, staan op! Neem jou bed en gaan huis toe. Staan op! Get up! Jesus roep sommige van julle volgende, staan op! Genoeg nou! Genoeg bitterheid, genoeg seer, genoeg vasgehou aan die verlede. Staan op! Maar wat is belangrik? Hier is 'n verlamde man wat genees is. Jesus het 'n wonderwerk gedoen. In daai verlamde man se wêreld en lewe het herlewing plaasgevind in een oomblik. Sy lewe kon nie weer dieselfde wees nie, Jacques. Hy loop. Hy's vry. Hy kan gaan waar sy voete hom vat. Die Engels sê so mooi, all of a sudden the world was his oyster. Hy het die wêreld ontdek. God se skepping. Hy het vryheid gehad, hoop. Vrede vir wat kom. Niks anders het saak gemaak nie. Nie die ekonomie nie, nie die politiese omstandighede nie. Hy het net gesê, God het herlewing in my lewe gebring. En fisies, he was never the same. He was paralyzed. Now he was a walking witness, glorifying God. Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê dat jy voete en bene het? Wanneer het jy laas dankie vir die Here gesê, Here dankie dat ek vanoggend my arms kon lig en die naam prys en eer? Want die duiwel sê vir jou, dis daar. En dan gebruik jy nie jou arms nie. Die duiwel steel van jou, maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Daai verlamde man het herlewing beleef. Something changed. Ons sê dit so gereeld in kerke. You come in and you are never the same again when you walk out here. Maar ons moet eerlik wees met onsself. Ons stap hier uit en dan kom Maandag en al sy uitdagings. And if you have not experienced revival in your life, man, dan gaan jy allerlei tale praat en jy gaan net terug na die ou man toe en die ou wese toe en jy gaan terugkom en besef, maar weet jy wat, daar is nie hoop nie, daar is nie vrede nie. Wat gebeur? Nou gaan ons na stage 8 load shedding toe, beerdkrag, en ewe skielik het al hierdie eksterne goed, het hou vas op jou, en jy sê, God, is dit? En jy kom kerk toe en jy's gebroken en jy's onseker. En Jesus sê vir die verlamde man, staan op, kry klaar. Hy het herlewing beleef. Hy het herlewing beleef. Herlewing is nie vanoggend the signs and wonders from this stage nie. Herlewing gebeur daar in jou huis, Jan. In jou huis. Wanneer jou kinders terugkom, wanneer jou kinders 'n verhouding het met jou, wanneer jy en jou kinders sê, kom ons aanbid die Here saam, wanneer jy vir jou kinders sê, ek is hier vir jou, ek bid vir jou. Wanneer jy begin besef en sê, Here, U is my inkomste, U voorsien. I'm not moved by the things that I see, I'm not shaken by the things of this world, I'm moved by God in my life. Herlewing begin by jou. Herlewing begin hier. Herlewing begin by jou. God gaan iets in jou lewe doen. Herlewing kom na jou deur toe.
God staan en hy klop aan die deur. Hy sê ek is reg om vir julle wonders te doen. Julle is al geduldig. Julle vertrou al lank. Maar God sê daar's een ding wat moet nog gebeur. Die kanaal van herlewing en wonderwerke is vergifnis. Dis die sleutel. Dis vir julle. En herlewing gebeur met hierdie man. Maar kom ons kom terug na Jesus toe. Ek fokus nou op Jesus. Wat het eers gebeur voordat hy sy opgestaan het en geloop het? What was the first thing that Jesus said? Jesus het nie gesê, Shandai Barakandai, stand up, staan oppie. Wat sê hy? Hy kyk na hom en hy sê vir hom, hou moed. Hou moed, jou sonde is vergewe. And Jesus unlocks the key vir wonderwerke in sy lewe. Vergifnis is die sleutel. Jesus sê, wat het eers gekom? Hy het gesê, ek vergewe jou. Ek maak jou vry. Dis okay. Is dit nie wonderlik om my woorde te hoor om te sê, iets waaroor jy so lang bekommer en iemand sê vir jou, dis okay. Soms is dit al wat ons nodig het om te hoor, Dennis. Dis okay. Die dinge waaroor jy bekommer, sê Jesus eintlik vir jou, hey, dis okay. Dis okay. Hou op bekommer, ek is in beheer. Boetie, stem jy saam? Dis okay. Herman, is okay. God sê dit gaan okay wees. Die goed waar ons bekommer, Johan, God sê dit gaan okay wees. Maar Johan, it's gonna be okay. Jesus sê, jou sondes is vergewe. Staan op en loop. En toe kom die wonderwerke. Die Bybel sê vir ons nie verder van hierdie verlamde man nie, maar jy moet onthou, wonderwerk op wonderwerk het gebeur. Hy het geloop, hy het gesien, hy het die lewe in die wêreld beleef en gesien. Dit was wonderwerk op wonderwerk. Hy het gaan getuig, hy het gaan gepraat. Hy het geloop as sy voete omneem en gaan praat van Jesus. Getuienis op getuienis. Wonderwerk op wonderwerk. Dis vergifnis. Vergifnis het eers gekom. Ag, jy's charisma kerk. God sê, ek wil herlewing bring. Ek is reg, ek staan op die deur en klop. Ek wil die onmoontlike moontlik maak in jou lewe. Ek wil wonderwerke doen. Ek wil die blindes weer laat sien. Ek wil die dooies oprig. Ek wil die onmoontlike doen hier. Ek wil deure oopmaak. Ek wil die siekes genees. Ek wil verhoudings herstel. Ek wil huwelike herstel. Maar die eerste ding is, ek wil hê jy moet vergewe. The English says there are two sides of the coin in hierdie storie. Daar is die kamp van die sondaar, die ou wat die verlamde was. En daar is die kamp van Jesus, wat ons verteenwoordig, die gelowige. Die woord van vergifnis vanoggend gaan vir die persoon in die kamp van die verlamde, die sondaar, en gaan vir die gelowige. As jy in die kamp van die verlamde is vanoggend, nou sê jy nou, hoe weet ek? Miskien as jy vanoggend hier, jou lewe is omvergegooi. Miskien sit jy vanoggend hier en jy's bitter vir die kerk of vir iemand wat jou seer gemaak het in die kerk. Miskien sit jy vanoggend hier en jy's bitter oor omstandighede en hoe dinge vir jou uitgewerk het. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, maar die kerk is 'n klug. En ons praat eerlik vanoggend met mekaar. Ons hoor dit. Miskien sit jy hier vanoggend en sê, maar die kerk het my nog nooit goed gedoen nie. Daai mense sê, hulle is in die kerk, maar kyk hoe hanteer hulle mense. Kom, dis wat gebeur. Dis wat ons praat. Miskien het jy nog nooit 'n kans gegee vir die Here nie. Die dinge van die wêreld is vir jou belangriker.
tot op hierdie punt waar jy besef, maar my lewe is leeg. My lewe is deurmekaar. Ek stap jou pad by die Here vanoggend nie. Ek praat met jou. Dan praat ek vanoggend met jou. Jy's op die regte plek. Jy het nodig dat iets verander in jou lewe. Jy het nodig dat daar verandering kom. Jy het nodig dat God jou uit hierdie donker put uithaal. Jy het nodig dat God vir jou voorsien met 'n werk. Jy het nodig dat God genesing bring. Miskien sit jy hier vanoggend en jy het al die geld wat alles kan koop, maar jy's leeg, jy's dood. En al die dinge van die wêreld bring niks vrede nie. Jy's in die kamp van die verlamde. Jou lewe is deurmekaar. God praat met jou. Jy sê vanoggend, Roan, hoe kry ek 'n verandering in my lewe? Hoe kry ek hoop? Hoe kry ek vrede? Want die dinge wat ek najaag bring nie geluk en vrede nie. God sê, jy moet my vergifnis aanvaar vanoggend. God sê vanoggend, ek vergewe jou. Ja, maar Roan, jy weet nie wat ek alles al gedoen het en aangevang het nie. Die dinge wat ek aangevang het. God sê ek vergewe jou. God sê ek ken jou. God sê in die skoot van jou moeder het ek jou gemaak. Ek ken jou. Ek ken jou te nakominge. Ek ken jou probleme. Ek soek jou, sê die Here. Ek vergewe jou. My liefde en genade is groot genoeg vir jou. En jy kan vanoggend kies om dit te aanvaar, of jy kan hier uitstap onveranderd. En jy kan teruggaan na op die fees toe. En gate uitgeniet, maar jy's dood binne. Jy het nodig dat God iets in jou hart doen. Jou hart van klip en 'n hart van vlees verander. Jy het nodig dat God jou weer laat sien hoe hy jou sien. Jy het nodig om te sien hoe God Suid-Afrika sien en Benoni sien. Jy het nodig om te sien hoe God die kerk sien, sy bruid. Jy het 'n wonderwerk nodig. Maar Roan, my lewe is deurmekaar. Moet ek nie my lewe eers reg? Nee, die tafel sê, ek vergewe jou. God sê, ek vergewe jou. Ek neem jou aan, jy is myne. Ek is lief vir jou. Wees onbeskaamd. Staan op vir die Here. Hulle sê mos cowboys don't cry. Hoe lank het dit vir jou gewerk? Kom, waar is die manne hier? Hoe het dit vir jou gewerk? God roep jou vanoggend. God wil 'n persoonlike herlewing in jou lewe, in jou huwelik, in jou kinders se lewe, want jy sê my kinders wil niks met my te doen hê nie. Jy druk jouself in jou werk in, want dis al vrede wat jy het. Maar by die ekonomie is jy ook onseker. God sê, vergeet daai dinge. Laat ek beheer neem. Maar Here, ek drink. Kom, ons praat mos die taal van, ek's eerlik. Here, as ek probleme het, dan help hierdie bottel my, en daai bottel help my. Ek vergeet. Miskien sit jy vanoggend hier as 'n dame, as 'n moeder, en jy's in 'n gebroke huwelik. Jy's ver van die Here af. God sê, ek roep jou. Ek vergewe jou. Die klimaks van my lewe, die bestaan van my lewe is om vir jou te sê, you are good enough. You matter. Hulle moet bid vir die mans, because we do not know how to say it. Nee, die Here kan ons lief hê. Maar moenie wag vir jou man om te sê, you matter nie. God says this morning, I see you. I see you, lady. I see you, mother. I see you broken-hearted. You matter. I see you lonely. You matter. So wat doen ek nou, Here? Hy sê, ek vergewe jou. Wat het eers gebeur? Vergifnis. En toe vergifnis gebeur het herlewing gebeur.
Jy's in die kamp van die melaatse, God sê, ek vergewe jou, al wat jy nodig het om dit is, sê, Here, ek aanvaar dit, I receive it, hier is ek hardloop na u toe vanoggend, onbeskaamd, my lewe is desperaat, niks anders gaan meer werk nie, hier is ek is verlam, ek is 'n sondaar, ek neem u aan vanoggend, ek roep u aan, toe vergifnis kom, miracle upon miracle, jy is bekommerd oor jou kinders, God sê, miracle upon miracle, dit wat onmoontlik is, gaan moontlik raak in jou lewe. Vergifnis is die sleutel, vergifnis is die kanaal. As jy soos die verlamde sê, my lewe is verlam, vergifnis is die kanaal. Here, ek aanvaar u vergifnis. Nou is ons in die kamp, nou raak dit moeilik. Nou is ons in die kamp van die gelowige. Jesus Christus, ons is sy bruid. Hy is die bruidegom. Jy is in daai kamp vanoggend. Ek glo die Here. Ek dien die Here. Ek kom kerk toe, ek lig my hande. As ons eerlik is met mekaar, hoeveel vergifnis is daar in ons lewe? Ek weet ek kan daaroor praat, want die Here moet dit met my uitsorteer. God had to deal with me. Vanoggend toe ek wakker word, en ek sê, Here, ek het 'n verwagting, toe sê die Here, wow, hoe nou, Here? Nee, hier, onthou jy die persoon en die persoon, nou, Here, is al jare terug, Here, ek's aan die prediker, dis gesort, nee, en ek sit vanoggend na 5:30, ons het so lapa, en het reën, en ek sê, Here, ek vergewe vir Wouter. Ek vergewe hom. Here, ek vergewe vir Anton. Here, ek vergewe. En ek vat my terug. 10 jaar terug. Ek sê, Here, ek is jammer. Jy sit vanoggend hier. Jy's lief vir die Here. Maar God sê, ek kan nie herlewing deur jou bring en in jou bring tot jy vergewe nie. Jy sê, Here, maar ek vertrou op U. Wanneer word die onmoontlike moontlik in my lewe? Wanneer word wonderwerke deel van my lewe? Wanneer voorsien U wonderbaarlik? Wanneer gebruik U my? God sê, ek staan by die deur van jou lewe. Ek is reg om te beweeg. I'm ready to move. Maar daar is 'n sleutel. Daar is 'n kanaal. Daar's nog een ding, charisma, vergifnis. Nou wil ek 'n bietjie verder gaan. Gelowige, van julle moet vanoggend iemand vergewe en dit laat gaan. Want vergifnis is die sleutel en kanaal vir wonderwerke in jou lewe. Vergifnis is die sleutel en kanaal, Jacques, vir herlewing. Toe jy gister vir my daai boodskap stuur, het die duiwel geweet vanoggend. Die duiwel geweet vanoggend. En nadat jy daai boodskap vir my stuur, toe sê ek, Here, hy het nodig om dit te hoor. Vergifnis is die moeilikste ding. Maar dit is die sleutel, is die kanaal vir herstel en herlewing in jou lewe. God is lief vir jou. You matter to God. Jy is genoeg vir die Here. Vergifnis is die moeilikste ding, but it's the key. Dis die wonderwerk wat God in jou lewe wil doen. Jy sê, Here, waar is die wonderwerk in my lewe? Hy sê, dis die wonderwerk wat wag, is vergifnis. Die grootste wonderwerk wag vir jou in jou lewe, dit is nie die vermeerdering nie. Dit is nie die vuur. Dis vergifnis, dis die vrymaking. Someone once told me, wanneer jy bitter is, sukkel jy om te slaap in die aand. Dit steel van jou. Daai persoon mag dalk van niks verder weet nie. Thank you, Joshua. Die Here het hierdie man se lewe aangeraak op 'n wonderbaarlike manier op Sondag aand.
Dit was 'n wonderlike getuienis. Ons het oor Josua gepraat. En toe ek hoor sy naam is Josua, toe sê ek, well, praise God. God is getrou. Maar die wonderwerk in jou lewe, vanoggend Mariaan, is vergifnis. O, gees charisma. Charisma kerk. Kom ons praat openlik vanoggend. Is ons nie bitter oor wat in hierdie land gebeur nie. I'm the man of God. As jy kwaad raak vanoggend, sorteer dit uit met die Here. Is bitter. Want daar aan die water is en sê, maar hoe kan ek so lewe? En jou gedagtes vloei en stadig maar seker terwyl jy maandag tot Vrydag hard werk. Hard probeer om die pot aan die kook te hou. Jy doen wat jy moet doen. Jy's getrou. You are faithful. Jy dien die Here, maar jy sien. Dis onregverdig. Ons voorgangers het so hard gewerk om alles in plek te stel. Hierdie was 'n land wat gewerk het soos hierdie kerk werk. Nee. Ek ry gister en ek sien gemeenskappe wat bymekaar kom en die bossies langs die pad uithaal. Hulle eie grasnyers bring en gras sny. En miskien, net daar onderliggend, weet jy dit nie eers nie, maar jy's bitter oor wat in hierdie land gebeur. En ek sê dit vanoggend met deernis en liefde. Hoeveel van ons kinders sê, maar hier's nie vir my 'n toekoms nie vir my kinders nie. En ek praat met liefde vanoggend, want ek weet van julle geliefdes is, en ek praat nie direk met hulle nie, maar ek praat in die gees, ek praat oor wat gebeur in ons land. Jy's bitter. Jy sien wat gebeur. En God roep jou vanoggend om te sê, ek kan nie werk tot jy selfs totale vergifnis bewerkstellig in jou hart nie. Nou raak ek, nou trap ek op tone, nou raak ek die hart. Kom ek deel gou met u. In 'n oomblik raak ek so ongelukkig as daar nie water is nie. En ek sê vir die Here, en ek weet hy sê dieselfde, want ek sê dit. Here, maar wat se lewe is hierdie? Ek werk hard. Ek betaal belasting. Ek betaal al die rekeninge wat kom en is ook nie aldag maklik nie. Ons survive. Hoe nou, Here? Dis nie fair nie. Have you ever been in a place where you say to God, this is not fair, I don't understand it. Hier is 'n gemeente wat God aanbid en benoon nie. Maar benoon die sukkel met water en krag. Ons is in B16, julle is in B10. So wanneer B16 af is, het B10 nie water nie. Nee. So, julle is dankbaar vir die krag en die elektrisiteit, maar dan julle nie water nie. Ek praat nou maar net openlik oor. Maar wat van jou persoonlike lewe? Vanoggend sê die Here vir jou, maak jouself reg. Staan op. Nou is die geleentheid. Nou is die tyd. Jolandi, vergifnis. Vergifnis is die antwoord. Vergifnis vanoggend is die wonderwerk. Toe jy vanoggend sê, ek kan nie meer nie. Dis vergifnis. En sodra daai kanaal in jou lewe werk, sal God se deernis en wonderwerke. God says to you this morning, jy het nie nodig om alles te verstaan of weet nie. Die duiwel steel van jou en jou gedagtes. God sê, maak klaar met wat jy besig was. Maak klaar met wat jy besig was. Ek het 'n toekoms vir jou. Ek het 'n plan vir jou. My hart is vir jou. My hart is vir jou dogters en jou kinders. Maar vergifnis vanoggend is die antwoord. Vergifnis is vanoggend die sleutel. Whereby God will unlock peace that
jy weer vrede sal hê en hoop sal hê vir die dag van môre. Strek julle hande uit na toe volgende. Here, in die naam van Jesus. Here, ek preek hierdie boodskap met geloof. Terwyl sit jou hand om haar. Hou haar vas. Girl, sit julle hande om jou. Sit julle hande om haar. Ek bid vir oggend, Here, vir 'n wonderwerk van vergifnis in haar lewe. To let go and let God. To let it go. Te sê, Here, ek vergewe so en so en so. Ek vergewe en ek laat toe vir oggend, Here, dat U krag deur my lewe en deur my vloei. In Jesus naam. Amen. Maak toe jou oë vir oggend. Jy vind jouself vanoggend in die kamp van die verlamde. As jy eerlik is met jouself, is jy ver van God vanoggend. Jy's ver van die Here. Jou lewe is nie wat dit moet wees nie. Ek wil vir jou sê, vriend, dalk is vanoggend jou laaste kans om reg te maak by die Here en te sê, Here, dankie dat U my vergewe. As jy vanoggend hier sit en jou lewe is nie reg met die Here nie, wil ek jou vra om onbeskaamd te wees. Stap gou uit hier na my toe, dat ek saam met jou kan bid. Kom, God roep jou vanoggend. Kom, verlamde. Kom, stap uit. Jy vind jouself vanoggend in die kamp van die gelowige. En jy besef vanoggend, maar my lewe is nie wat dit moet wees nie. Ek het vergifnis nodig en ek moet vergifnis gee. Here moet 'n werk in my lewe doen. Staan gou op jou voete. Kom, gemeente. God praat met jou vanoggend. Dankie. Jy is die verlamde man. Jy's stikkend, jy's gebroken. Jy's die gelowige. Jy weet God moet 'n werk in jou lewe doen vanoggend. Staan gou op. Ek wil jou vra, as jy staan, kom gou vorentoe. Kom gou vorentoe. Wees onbeskaamd vanoggend. Gemeente, staan gou saam met hulle vanoggend. Ek gevra dat die bestuur span my gou kom help. Jock, die bestuurspan, die bestuursraad. Ek soek 'n dame agter 'n dame. Oomie, kom help gou hier. So, ja, kom. Is nog 'n dame. Lê hulle hande op hulle. Soos 'n dame. Is 'n dame hier. Thank you, Jenny. Yes. I surrender. I surrender. Jy moet gou elkeen salf. Salf elkeen. Ons glo vanoggend in die salwing. En terwyl hy gou elkeen salf, saam met elkeen bid vanoggend vir verlossing,
Vanoggend sien God dat jy uitgestap het in geloof. God sien vanoggend jou gehoorsaamheid. En ons bid vanoggend saam met jou nou in die naam van Jesus, dat God sy so volmaakte werk in jou lewe doen. Hou aan sing. God is besig met mense hiervoor. Here, ek vergewe vanoggend. Here, ek laat dit staan. Here, ek maak klaar daarmee. Dankie dat U vanoggend vir my verlossing bewerkstellig. Dankie vanoggend, Here, dat herlewing my deel is in my porsie. I surrender. I surrender. Bid om net aan die banke. I surrender. I surrender. I surrender. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender all. Here, ek maak vergifnis die sleutel in my lewe volgens. Halleluja. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. Halleluja. Halleluja. To Jesus, I surrender all to Kom ons wees dit geduldig. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender. Amen. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Vir elkeen van julle wat hier voor staan vanoggend, as julle gou vir my kan kyk. Ek glo absoluut vanoggend in die woord van die Here. Ek spreek dit oor julle lewe uit, dat herlewing kom na hierdie huis toe. Herlewing kom na jou huis toe. Herlewing kom na jou huis toe. In verhoudings en herstelwerk, herlewing. Herlewing klop vanoggend aan jou deur. Wonderbaarlike dinge. Vrede, wonderwerke. God gaan deure vir jou oopmaak. Jy gaan sê, maar dis net God. Die onmoontlike gaan moontlik raak in jou lewe. En God gaan 'n groot verandering bring. En Johanna, herlewing klop aan jou deur en aan die deur van jou kleinkinders. Ek praat nie van jou kleinkinders hier nie. Herlewing is klaar daar. Ek praat van die kleinkinders wat gebroken is. Jou gebede gaan God beantwoord. Wat is jou naam? Tanya. Tanya, ek asseblief is vanoggend hier.
You matter. Jy's goed genoeg. Jy's goed genoeg. God sê, stap saam met my op pad, and I will love you. Jy sê, Here, ek het nie waarlike liefde ervaar nie. God sê, stap met my. God sê eintlik, in jou gebedstyd, in jou aanbiddingstyd, I'll be your man. Ek sien jy is jy getroud. Is hy hier vanoggend? Wat is sy naam? Rian. Here, in die naam van Jesus wil ek bid vir Rian nou. Here, u woord sê vir Tanya vanoggend, I will be your man. Ek sal vir jou soos 'n eggenoot wees. Here, ek wil vir u dankie sê dat u gees manifesteer in Rian. Ek bid dat u, waar Rian nou is, in die naam van Jesus, Here, waarmee hy besig is u besig om sy lewe te ruk. Lord, I pray that he will see you. Here, soos wat u vir Saulus op die pad van Damaskus ontmoet het, ontmoet hom nou. Ek bid vir 'n Damaskus ervaring in sy lewe. Want God sê vir my, Rian is so Saul, hy is besig om sy kinders aan te val, die kerk aan te val. Hy is nie vatbaar nie. Maar God sê, hy gaan sy lewe verander. God sê, nou het hy 'n Damaskus ervaring. En God sê, ek sal jou eggenoot wees deur hom. My gees in hom sal jou lief hê. God gaan jou huwelik verander. God gaan jou huwelik aanraak, Tanya. Want jy vergewe vanoggend. Amen. Tannie, herlewing kom na jou toe. Herlewing kom na die gedeeltes toe vir wie jy bid. Amen. Herlewing klop aan jou deur. Herlewing klop aan jou deur. Ek wil vir jou sê, God is reeds besig met herlewing in jou. God se herlewing in jou lewe gaan die aanknooppunt wees vir jou seun. Jy moet vergewe, jy moet vergifnis vra, jy moet toelaat dat God deur jou werk. Don't limit God's work. En herlewing is reeds besig in jou lewe. Herlewing is reeds besig in jou lewe. En God gaan dit van krag tot krag neem. Amen. Amen. Prys die Here. Ek glo dit volgens Johan. Ja, halleluja. Jy voel dit sommer, jy beleef dit reeds. Ek wil vir jou sê, God gaan jou verhoog oor jou nederige gees. God uplifts the humble. Dis die woord. God uplifts the humble. Mense gaan nie meer oor jou loop nie. You've been humble. Jy's nederig. Dis jou geaardheid. Dit is wie jy is. Dit is in jou DNA. En mense het genoeg oor jou geloop. En God sê, omdat jy nederig is, I love the humble. I despise the proud. God gaan vir jou wonderlike dinge doen. God gaan vir jou wonderlike dinge doen. Hy het jou nie vergeet nie, halleluja. Hy het jou nie vergeet nie. Amen. Glo jy dit volgende gemeente? Kom, ons het nog nagmaal om te vir julle mag gaan sit. Halleluja. Kom ons gee God 'n hand. Wees geduldig met ons. Ek is jammer. Ek gaan vra dat die musiekspan vorentoe kom. En ons gaan die diens vanoggend afsluit met nagmaal. Amen. Ons gaan die diens afsluit met nagmaal. En ek gaan so lank die bestuurspan vra net om gereed te staan. Ons eindig vanoggend af hiermee. Die klimaks van Jesus se bestaan. Forgiveness, vergifnis. En vanoggend as jy hier neem, miskien het jy nie vorentoe gekom nie. Miskien as jy hier voorkom besef jy, maar weet jy wat, ek moet so en so vergewe. Hierdie is die teken van totale, absolute, komplete vergifnis vanoggend. Hier is ook die tafel van die AGS nie. Dis die tafel van Jesus. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy glo in Jesus Christus,
As jy glo dat hy sy liggaam vir jou gegee het. As jy glo vanoggend dat hy sy bloed vir jou gestort het, dan mag jy deelneem. Jy mag deel hê. En ons gaan bid en afsluit, en dan gaan ons tyd gee, dat jy sinvol brood neem. Ons gaan 3 stasies hê, Dennis en sy vrou, Jacques en Tilla, Leon en Martie, Diana en Theo gaan daar staan, sodat julle daar bedien kan word. Ek sien nou net, hier is vol brode. So wat ek voorstel is, jy vir jou 'n stukkie breek. Dat jy vat en jy gaan neem, terwyl die musiekspan vir ons gaan bedien. En dat jy op jou tyd sê, Here, dankie. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie vir U kompleet vergifnis in my lewe. En as jy klaar geneem het, dan sal ons die mandjies hier voor op die verhoog sit. As jy klaar is, kan U dit kom terugbring, en dan kan U verdaag word. So voordat ons aangaan, wil ek jy net herinner vanoggend, ons hoop om jou te sien, en wat ons vir julle aanbied gedurende die week. Don't be a stranger. En dan neem jy wat die Here vanoggend vir jou gedoen het, verder hierdie week. Amen. Was u bly was vanoggend in die huis van die Here? Amen. Kom ons bid gou oor hierdie tafel. Ek gaan vra bestuursraad dat julle gou in plek kan kom staan. Kom neem julle plekke in. Ek wonder. Diana, moet ons nie gou vir Tannie Anet kry, dat ons net mandjies het vir die brode nie. Want ek sien ons het nie 'n mandjie om dit vas te hou nie. Ons het maar self begin dit maar breek. Okay. Ons gaan dit maar so doen vanoggend. Ons het God has no limits. Dit mag dalk ideaal wees, jy gaan 'n paar krummeltjies op die vloer mors, maar dis hoe Jesus sy disippels bedien het. Hy het die brood gebreek. So dit is God se plan vanoggend. Maar vanoggend dan, kom ek bedien julle voordat ons aangaan. Nou ek het myself nie voorberei vir dit nie. Boeta, kom hou hierdie mic vir my. Sit hom neer. In die nag wat Jesus verraai was, het hy die brood geneem en gesê, neem dit. Dit is my liggaam vir jou. En gebruik dit so gereeld, julle by mekaar kom, ekskuus. Gebruik dit so klein as moontlik breek. Gebruik dit so gereeld, julle by mekaar kom, tot my nagedagtenis. En hy het vir hulle gegee. Sê, neem en eet. Hy het so ook die beker geneem en gesê, hierdie is die bloed wat ek vir julle gestort het. Hier is die krag van my verlossing. Doen dit dikwels wanneer julle by mekaar kom, om te onthou wat ek vir julle gedoen het. Neem en drink. Dennis, Jacques,
goed. Ek gaan vra, Dennis en Cathy, dat julle hier kom staan. Neem 'n brood. Neem vir ons die kelkies. Jacques en Tilla, as julle hier voor kan staan, julle gaan hierdie blok bedien. Martin en Leon, julle kan hier staan, julle kan hierdie blok bedien. Diane en Theo, julle kan deur beweeg. En dan terwyl ons in hierdie gees is, kom ons wees geduldig met mekaar. Die brood gaan dalk vir jou iets nuuts wees vir oggend, maar dit is God se wil. En dan soos jy vorentoe kom, neem en eet. Jy kan na jou bank toe gaan en saam met jou vrou bid, maar word bedien vir oggend. Kom ons doen dit so, dankie. Julle kan vorentoe kom. Boeta, Jolani, julle kan kom. En dan gaan ons God aanhou aanbid. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the dawning of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, the blood Het almal ontvang? crimson Ons gaan die musiekspan na die tyd bedien. Het almal ontvang? Niemand per arbeis oorgelaat nie. Ons wil vir u dankie sê dat u vanoggend hier was. Mag die Here u seën die res van hierdie Moedersdag. Ons kyk uit vir u hierdie week. Wees geseënd en mag julle 'n wonderlike Sondag hê. Dankie dat julle hier was. Die Here seën julle. Ons gaan julle nou bedien. Jesus shed for me.
say